Die kinders probeer soos wat hulle kan, maar hulle kan nie die baard uittrek nie. Dit sit vas. Ek sal gaan hardloop en nog mense gaan haal, sê Rosie Rooi. Sotlike domkoppe, brom die dwergie. Julle twee is al klaar te veel mense, en dan wil julle nog gaan roep. Kan julle aan niks beters dink nie? Wees toch geduldig, sê Sneeuwwitjie. Ek sal wel 'n plan maak. Toe haal sy haar skertjie uit, haar sak, en sny die punt van sy baard af. Net toe die dwergie los is, gryp hy sy sak wat tussen die boomwortels lê en vol goud is, tel dit op en brom voor hom uit. Ongepoetste skepsels, sny so ware stuk van my mooi baard af, mag die duiwel julle haal. Toe swaai hy sy sak op sy rug en stap weg, sonder om nog 'n slag na die kinders te kyk. Onbeskof. Kort daarna wil Sneeuwwitjie en Rosie Rooi 'n vis gaan vang vir ete. Toe hulle naby die kuil kom, sien hulle iets soos 'n groot springkaan en na die water beweeg, asof hy wil inspring. Hulle hardloop nader en herken die dwergie. "Waar gaan jy heen?" vra Rosie Rooi. "Jy wil tog seker nie in die water spring nie?" "So 'n gek is ek nie," skreeu die dwergie. "Kan julle dan nie sien nie? My verplakste vis wil my insleep." Die mannetjie het daar gesit en vis vang, en ongelukkig het die wind sy baard in die vislyn vasgedraai. Toe 'n groot vis net daaraan byt, het die skepseltjie nie genoeg krag gehad om hom uit te trek nie. Die vis het die oorhand gekry en die dwergie nader gesleep. Hy het aan grashalms en besies vasgeklou, maar dit het nie veel gehelp nie. Nou is hy in groot gevaar om in die water te beland. Die twee sissies kom net betyds daaraan. Hou hom vas en probeer die baard van die lyn losmaak. Maar vergeefs, die baard en die lyn is vas in mekaar gedraai. Al wat oorbly is om die skertjie uit te haal en die baard af te knip, sodat 'n stukkie daarvan agterbly. Toe die dwergie dit sien, skreeu hy: "Julle swape, is dit nou julle manier om 'n mens se gesig te skend? Dit was nie genoeg dat julle die onderste deel van my baard afgesny het nie. Nou moet julle ook nog die beste deel afsny. Ek kan nie toelaat dat iemand my so sien nie. Ek hoop julle skoensole val af." What did you say? Hy sê, "I hope the soles of your shoes fall off." Wat dit is. Toe tel hy die sakparels op, wat in die riete gelê het, en sonder om nog iets te sê, verdwyn hy agter 'n klip. Hy is ondankbaar. Nie lank daarna nie, stuur die meisietjies se ma hulle dorp toe, om garing, naalde, kant en linte te gaan koop. Die pad loop oor 'n stuk veld, waar daar oral groot rotsblokke rond lê. Daar sien hulle groot voël in die lug swewe, en stadig bokant hulle kring. Hy vlieg al hoe laer, en gaan uiteindelik by 'n rots naby hulle sit. Net daarna hoor hulle 'n harde, jammerlike kreet. Hulle hardloop nader en sien met 'n skrik dat die arend, hulle ou bekende die dwergie, gegryp het en met hom wil wegvlieg. Die kinders voel jammer vir die mannetjie. Hulle spook met die arend totdat hy sy byt laat los. Toe die